As jy ons vorige video's in hierdie reeks gekyk het, sal jy verstaan dat liberalisme ons grootste vyand is. En die liberalisme se stiefkind, die kommunisme, tot absolute vernietiging lei vir elke volk. Omdat baie mense in die verlede dit dalk beter verstaan het as ons vandag, het baie mense dikwels die geneigtheid om in die stryd teen liberalisme enige anti-liberale idee aan te gryp. In ons eie tyd en konteks is 'n voorbeeld hiervan die mense wat die sogenaamde Israel-visie leer aangryp, omdat die liberale individualisme die kerke geïnfiltreer het en daar geensins meer erkenning gegee word aan die volk as 'n verbondstruktuur binne die ou drie susterskerke nie. Die liberalisme het die kerke tot so 'n mate opgeneem en oorgeneem dat baie mense wat vandag na die kerke kyk, dalk moontlik dit kan sien as 'n vyand van ons volk of 'n vyand wat ons volk nog altyd gehad het. En hulle kan nie blameer word nie, want baie van die dinge wat vandag in die kerke verkondig word, is so anti-Christus en anti ons volk, dat mense nie ver daarvan af is om te dink dat die kerke moontlik ons vyand is nie. In H.G. Stoker se tyd was een van die sterkste vyande van die kommunistiese bedreiging die Duitse nasionaal-sosialisme. Ons Afrikaner volk het gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu die bittersmaak van liberalisme leer ken onder Jan Smuts, 'n ideologie wat elke individu tot 'n afgod maak. En ons het die kommunisme in die gesig gestaar, 'n stelsel wat die individu verswelg in die kloue van die staat. Maar ons moes met dieselfde nugterheid 'n derde mag wat in die 20ste eeu opgestaan het afwys, die nasionaal-sosialisme. En ons volk het dit afgewys. Alhoewel daar op daai stadium 'n klein groepie was binne die volk wat groot aanhangers daarvan was, net soos wat daar vandag ook 'n klein groepie is wat groot aanhangers is van die nasionaal-sosialisme. In die video wil ek vir u verduidelik waarom ons volk dit op die ou ende verwerp het. Hoewel die nasionaal-sosialisme homself as die sterk teenvoeter vir kommunisme voordoen, bou dit sy eie wêreldbeskouing ook op 'n leuen, dat die volk die absolute middelpunt van alles is. Met kragtige retoriek het Hitler en sy volgelinge die mense laat glo dat elke volksgenoot homself en selfs sy gesin en familie totaal moet opoffer vir die nasie, vir die volk. Hierin lê 'n gevaarlike eensydigheid. Die mens word nie meer as beeld van God gesien nie, maar gereduseer tot 'n onselfsugtige onderdeel van die volk. Hoewel dit homself as 'n beskermer teen die bolsjewistiese bedreiging aangebied het, was die nasionaal-sosialisme nie 'n reddingsboei nie, maar eerder 'n lokval. Dit het die volk 'n skyn van krag en eenheid gegee, en inderdaad het dit gelei tot ongelooflike ekonomiese vooruitgang vir Duitsland, terwyl dit in werklikheid net nuwe kettinge gesmee het waaraan die mense se enkels geboei is. Die mense onder die nasionaal-sosialistiese stelsel het werklik nie in vryheid geleef nie. Sy sogenaamde verlossing was nie 'n bevryding nie, maar 'n vervanging van een afgod met 'n ander, van een onderdrukker met 'n ander onderdrukker. Die nasies het wel teregtelik die waarde van die volk as 'n sulks raak gesien, iets wat liberalisme en kommunisme doelbewus en verkeerdelik minag, maar tog het dit die waarheid verdraai deur die volk te verabsoluteer. Kerk, gesin, familie en die individu, alles moes onderwerp word aan die volksbelang en uiteindelik aan die wil van een man, die Führer. Hierdie vergoddeliking van die volk en die volksleier het gelei tot 'n stelsel wat net so totalitêr is as wat die kommunisme wat dit wou bestry. Waar die kommunisme die klaas verhef het tot afgod, het die nasies dieselfde gedoen met die volk. Die een het sy tirannie in die naam van die werkers gedoen en die ander in die naam van die nasie. Maar beide het die mense individuele roeping, die soewereiniteit van die individu, van ander verbande soos kerk en gesin en bovenal die heerskappy van God oor alles, net so verwerp. Die nasionaal-sosialisme het dus sekere waarheidsmomente raak gesien, die unieke karakter van 'n volk, die noodsaaklike etniese band van bloed, van taal, van kultuur en van geskiedenis wat mense aan mekaar bind, maar dit het hierdie insig verkeerdelik aangewend, want die skrif leer dat die mens 'n gelyke individu en 'n sosiale wese is. Die nasies het die individu en selfs die gesin en die kerk se selfstandigheid totaal probeer uitwis en al wat moes oorbly was die volk. Waar die Calvinisme die verskillende verbande, kerk, gesin, staat, volk, elk as soewerein in sy eie kring erken het,
het die nasionaalsosialisme alles in die volksverband opgesluit. Gedurende die 40s het die Duitse volk gemeen dat hulle met die nasionaalsosialisme 'n bondgenoot teen kommunisme gekry het. Maar in werklikheid het hulle net een afgod verruil vir die ander. Die rooi tiran vir die bruin tiran, verskil in kleure en simbole, maar albei steel die mense vryheid. Albei breek die selfstandigheid van die volk, die gesin en die individu, en albei daag die gesag van God uit. Maar as die volk alles is, dan is die leier die vleesgeworde ek van die volk. Die Führer oor die volksstaat word gesien as die vergestalting van die werklikheid as geheel. En hierdie staat word niks meer as 'n instrument van die leier se wil nie. 'n Wil waaraan alle strukture, soos skole, kerke, gesinne, hulself moet onderwerp. Die volk word verafgod en die leier word die hoofpriester van hierdie kultus. So word alle ware gesag wat alleen van Christus afkomstig is, uiteindelik vernietig. En die ironie hiervan is dat selfs die volk nie sy regmatige plek in God se orde kry onder nasionaalsosialisme nie, want die leier van die staat word die allesomvattende vergestalting van die hele staat. Die volk, die mense self, word gereduseer tot sy onderdane. Ons sien 'n soortgelyke dinamika in die Israelvisie misleiding wat ons mense vandag verwar, waar die liberale teologie die idee van universele broederskap aanwend om die volksverskeidenheid in God se koninkryk te minag, trap die Israelvisie in dieselfde struik om ook hierdie verskeidenheid te minag deur ras of etnisiteit 'n voorwaarde van saligheid te maak. In beide die liberalisme en die Israelvisie eindig mens dan op met 'n monotone eenheidsgedagte sonder enige verskeidenheid, en dit terwyl die skrif, die beeld van die nuwe Jerusalem in Openbaring juis een is van verskeidenheid van verskillende volke, wat elkeen hul unieke identiteit behou en tog almal saam voor die troon van die Lam neergebuig het in aanbidding. Ons mag nooit blindelings agter enige ideologie aanloop, bloot omdat dit deur antiliberale of antikommunistiese retoriek gekenmerk word nie. As ons nie onderskei nie, dan skuif ons net van een ketting na 'n ander. Dan boei ons onsself net met 'n ander ketting. Vir die Afrikaner beteken dit dan ons volksroeping juis nie daarin lê om die volk self tot die hoogste vorm te verhef nie, maar dat ons volk en elke aspek van ons volkslewe aan Christus as ons koning onderwerp. Wat ons nodig het is nie nasionaalsosialisme of enige vorm van sekulêre nasionalisme nie, maar Christelike nasionalisme. Die beskouing is wat Stoker deurgaans voorbepleit in sy stryd om die ordes. Ons is nou halfpad met ons reeks oor die stryd om die ordes. So bly ingeskakel want ons gaan in die res van die reeks verder beklemtoon hoe hierdie Christelik nasionale beskouing die ware antwoord op ons volk se uitdagings is, ook vandag in die 21ste eeu. Kyk gerus ook na ons video waarin ons ook aan die hand van Stoker gesels oor die intrinsieke band tussen die kommunisme en die liberalisme, hoe die liberalisme altyd lei tot kommunisme, deur eenvoudige klik op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn, en maak ons hande sterk in die stryd deur 'n lid van die Willem Petse groep te word. Sonder die ondersteuning sou ons nie die kwaliteit video's kon maak wat u op hierdie kanaal sowel as ons Engelse kanaal kan sien nie. Totsiens en God seën elkeen van u.